Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Is dit waar dat rooibokke hulle dragtigheid kan terughou en dus prakties gesproke verleng? En die antwoord is nee. Dit sou tot gevolg hê dat die lam te groot word om natuurlik geboorte te kan skenk. Dit kan wel gebeur dat die paarseisoen wat deur daglig lente gestimuleer en deur klimaatsomstandighede beïnvloed kan word, 'n paar weke later plaasvind as normaal en gevolglik tot later geboortes lei. Die geboorteproses kan volgens professor John Skinner dalk vir 'n minuut of 2 vertraag word nadat dit begin het, maar niks langer nie. Nou liewe vriende, so is dit belangrik seker om te weet hoe dit werk in die natuur ook. Maar daar's nog iets belangriker wat ons moet weet en daar's 'n belangrike teksvers in die Bybel. Psalm 51 vers 7 sê: "Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang." Nou liewe vriende, dit moet iets sê oor elke mens op hierdie aarde. Almal van ons is in sonde gebore. Geen mens is nie in sonde gebore nie. Psalm 58 vers 4 sê: "Afvallig is die goddelose mense van die geboorte af." En dan sê hy ook: "Die leenspreker dwaal van die moederskoot af." Nou liewe vriende, baie duidelik uit hierdie twee teksverse dat geen mens is sonder sonde gebore nie. Almal is in sonde gebore en daarom het ons 'n probleem, want elke mens moet voor God staan. So hierdie teksverse is waar oor alle mense, maar wat van die Here Jesus wat se geboorte toe hy gebore is? Is die Here Jesus in sonde gebore? En as hy dan nou nie in sonde gebore was nie, waarom was die Here nie in sonde gebore nie? 'n Belangrike vraag om te beantwoord. En dis wonderlik dat die Bybel vir ons duidelikheid hieroor gee en dat ons nie hoef te wonder of te raai nie, maar dat ons 'n baie duidelike antwoord daaroor het. En die antwoord is die maagdelike geboorte van die Here Jesus. U weet, liewe vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor dat dit 'n maagdelike geboorte was. As jy nou die nuwe vertaling sou lees, dan sal u sien dat hulle nie praat van die maagdelike geboorte nie, maar in die ou vertaling, die Bybel, is dit baie duidelik. Wel, dis geprofeteer dat die Here Jesus gebore sou word uit 'n maagd. In Jesaja 7 vers 14 staan daar: "Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem." En dan in Jesaja 9 vers 5: "Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en heerskappy is op sy skouers en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors." Nou dit is in 740 jaar voor die geboorte van die Here, is daar verwys na hierdie profeseë dat die Here Jesus uit 'n maagd gebore sou word. Hoe kan dit moontlik wees? Kan dit ooit gebeur het, liewe vriende? Kan dit plaasgevind het? En die antwoord is baie duidelik in die skrif: dit het gebeur. As ons net die Bybel sal lees, sal ons sien hierdie wonderwerk het gebeur. En dis vervul in Matteus 1, daar in vers 18 tot 25 en Lukas 2 vers 4 tot 7, lees ons daarvan. Matteus 1 vers 18 sê: "Die geboorte van Jesus Christus was dan so: toe sy moeder verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is hy swanger bevind uit die Heilige Gees." So hier word dit baie duidelik beskryf dat daar 'n maagdelike geboorte was. Daar was geen man by Maria gewees met die geboorte van die Here nie. In Matteus 1 vers 22 staan daar: "En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem." Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En liewe vriende, hierdie skrif het net so in vervulling gegaan, net soos wat Jesaja geprofeteer het net so in vervulling gegaan met die geboorte van die Here Jesus Christus, wat baie duidelik wys dat die Here Jesus nie net alleen uit 'n maagd gebore is nie, maar dat hy God is. En daar is geen iemand anders wat verlossing vir hierdie wêreld kon bewerk nie. Lukas 1 vers 27 sê: "Na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria." En dan sê vers 34: "Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie?" Nou daar's duidelik vir haar gesê dat sy gaan 'n seun baar. En liewe vriende, en dat dit die verlosser van die wêreld, die Messias sal wees, en sy sê: "Hoe kan dit wees? Ek het geen man gehad nie." En die antwoord van die engel was, en die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom
en die krag van die Allerhoogste sal u oorskadu. Daarom sal die heilige wat gebore word, seun van God genoem word. En hoe wonderlik is dit nie om net opnuut te bevestig. Dit is al manier hoe die Here Jesus na hierdie aarde toe kon kom, liewe vriende. En wanneer hy gebore sou word, sou hy die seun van God wees, omdat daar geen man betrokke was by die geboorte van die Here Jesus Christus nie. Nee, dit was uit die Heilige Gees verwerk, uit God verwerk. So dit wat in Maria plaasgevind het. Waarom was dit dan so belangrik, liewe vriende? Die rede, 1, om God aan ons te openbaar, gaan lees Johannes 1 vers 18, 2, dat daar 'n middelaar tussen die mens en God kon wees, 1 Timoteus 2 vers 5 sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. Daarom moes die Here gebore word, sodat hy weer sy lewe kon neerlê vir ons, dat ons gered kon word. Liewe vriende, dit is die enigste weg dat Jesus sonder sonde gebore kon word, deurdat hy uit 'n maagd gebore sou word. As daar 'n man betrokke was, aangesien die man se bloed deel word van die babietjie, liewe vriende, nie die vrou se nie, beteken dit dat geen mens wat uit waar 'n man betrokke is, sonder sonde gebore kon word. Enige mens wat gebore is waar 'n man betrokke was, is in sonde gebore. En nou moet u weet, u is in sonde gebore en ek is in sonde gebore en ons het 'n verlosser nodig. En Jesus is die enigste verlosser wat daar is, omdat hy dan uit 'n maagd gebore is. Daarom is dit belangrik dat u dit verstaan, dat u het 'n verlosser nodig. En dank God, sy seun het gekom en daar vir u verlossing is. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir u liefde, vir die wonderwerk wat u kom doen het, sodat daar vir ons vergifnis van sondes kan wees. En ons het dit nodig, ons is in sonde gebore, ons is skuldig voor u. Amen.